Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om ook hier saam met u te kan wees in hierdie oggend. Ons bid dit wat hier gebeur strek tot eer en verheerliking van God se naam. Geliefdes, as voorsang gaan ons saam sing Gesang 151. Gesang 151, daarvan die eerste en die tweede vers terwyl ons net so sit. Gesang 151 vers 1 en 2. Ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en na die stilgebed gaan ons saam sing die Onse Vader Gesang 95 as voorbereidingslied. Gesang 95 die Onse Vader as voorbereidingslied. Ons gaan dit staande doen waarna jy staande kan bly vir die foto met die seën en daarna gaan ons saam sing Gesang 152. Gesang 152 daarvan die eerste 2 verse. Gesang 152 die eerste 2 verse as loflied na die seën. Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20. En nadat ons na die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 69. Gesang 69, daarvan vers 1 en vers 3, as skuldblynis in hierdie oggend. Gesang 69, vers 1 en 3, na die wet. En dan kan u ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 137. Gesang 137, daar is net die een vers en ons gaan hom 2 keer deursing. Gesang 137, 2 keer deursing, nadat ons geloof belyk. Liefde, skus, ek onderbreek gou-gou. Jy sou sien, daar het nou 'n klomp mense opgestaan en uitgeloop, moenie bekommerd wees nie, daar was net beweging gesien buite. So Jaco het opgestaan en gaan kyk en ek neem aan almal het anders te gaan kyk daarvoor. Iets brand. OK. Geliefdes, maar ons gaan voort. Hulle sal vir ons laat weet as dit nodig is dat ons gaan help. Ons lees die wet van die Here uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.
Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daarom aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir so lank as wat hy ook in die sonde bly leef. Geliefdes, hierdie tyd van die jaar as ons by die geboorte van ons Here Jesus Christus stil staan, moet ons ook besef, dit help nie om by die krib stil te word as ons nie die kruis ook agter dit sien nie. En daarom sien ons aan die kruis hoe Christus ook vir ons die groot genade gegee het om as losprys vir ons sondes in te staan. En daarom bely ons ook ons geloof in hierdie oggend en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam Gesang 137 en ons sing hom 2 keer deur.
Liefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Johannes 1. Johannes 1 en ons gaan lees vanaf vers 1. Opskrif die vleeswording van die woord. Johannes 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, aan U kom toe die lof en die eer in die hemel en hier op aarde. U wat alles gemaak het en getrou steeds onderhou, U wat koning is oor die hele aarde. Here, en hoe wonderlik is dit nie om die boodskap te hoor van Johannes nie. Die lig het na die wêreld gekom. Die duisternis het dit nie oorweldig nie. Hy het gekom om ons kinders te maak van U. Here, maar dankie dat ons ook vandag na hierdie teks nie net deur die bril van Johannes kyk nie, maar dat ons dit deur die bril van die Bybel kyk, en in besonder die bril van die kruis. Spreek U daarom nou met ons, ontvou vir ons die woord en sê vir ons wat U wil hê, dat ons ook dit kan gaan leef. Daarom bid ons die dinge nie in onsself nie, maar in afhanklikheid van U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, 'n bril is darem maar 'n wonderlike ding. Dit kan maak dat iets wat baie onduidelik is, baie dof is, skielik helder word voor jou oë. Vanoggend dat ek my bril by die huis vergeet het, was dit so moeilik om die Bybel te lees. Dit was so dof hier voor my, maar die oomblik wat ek daardie bril sou aansit, sou ek baie makliker kon sien. En elkeen van ons se oë verskil. Elkeen het 'n ander tipe bril nodig, of selfs is daar baie mense wat bevoorreg is wat glad nie 'n bril nodig het om te sien nie. Maar die bril wat ek aansit is baie belangrik. Want dit gee dat die prentjie voor my sigbaar en helder word. Nou geliefdes, op dieselfde manier gebruik ons ook 'n sekere bril om na die woord van God te kyk. En daardie bril bepaal hoe ons die woord sien. As ek die verkeerde bril opsit,
dan word die Bybel vir my baie waserig en dan is ek in die vermoë om hom te interpreteer net soos wat ek lus is. Maar as ek deur die regte bril kyk, dan ontvou die waarheid van God se openbaring voor my. Kom ons vat 'n voorbeeld om dit te demonstreer. As ek die Bybel deur 'n wêreldse bril bestudeer, dan word dit 'n geskiedenishandboek wat bloot historiese feite vir my weergee. Dan word dit 'n boek wat nie meer die Christen se lewe orde nie, dit word maar net iets wat my vertel van mooi stories wat gebeur het. As die Bybel deur 'n wêreldse bril lees, dan verloor ek die waarhede. Dan sien ek hoe die rolskap van die man as hoof en die vrou as sy hulp vandag verbreek word. Want in die 21ste eeu kan 'n vrou mos alles doen wat die man kan doen. Die mans moet asseblief net op sy skuif, want die vrou wil nou die hoof wees. En die mans baie gemaklik staan terug en hulle laat dit toe. Dis mos soveel makliker, is mos soveel lekkerder, laat sy dit nou maar doen. En daarom vra ons spottende wys altyd vir die mans, wie dra die broek in julle huis? En eintlik is dit 'n baie groot pandemie, want daardie probleem spoel deur na die kerke toe, sodat daar vandag hordes vrouens in ampte staan, wat die hoofskap in die kerk probeer inneem, waar die man dit eintlik moet doen. En hulle bewering is, maar Paulus het net geskryf vir sy tyd. Dit wat Paulus gesê het, is net geldend in die tyd waarin hy geleef het. Die tye het so verander, daarom moet ons saam met die tye verander. Jy sien, die bril waardeur is die bril van die tydsgees. Maar as ek die Bybel deur die bril van 'n ware geloof lees, gewisse kennis en 'n vaste vertroue, dan sien ek dat God is 'n onveranderlike God. God is 'n volmaakte God, hy maak nie foute nie, hy is soewerein en daarom is sy woord ook volmaak. Nou hoor ek die waarskuwing van Openbaring 22. As jy wegvat uit hierdie boek uit, sal jou naam uit die boek van die lewe verwyder word. As jy daar byvoeg, sal die pla wat hierin beskryf word vir jou in jou lewe bygevoeg word. Die bril waardeur ons die woord bestudeer is daarom so belangrik. Hierdie bril bepaal ook dan hoe ons goed sien soos Kersfees, dit bepaal hoe ons goed sien soos Paasfees, dit bepaal hoe ons die gebruike rondom die feeste beskou. As ek die bril van die Bybel opsit, dan kyk ek na die liggies aan die boom, die liggies wat die huise versier, en ek sien Christus wat die lig is van die wêreld. Ek sien hoe hy in die duisternis inbreek. Ek sien hoe ek daardie lig moet gaan uitstraal. Maar as ek deur 'n wêreldse bril kyk, dan sien ek net die mooi versierings, die geld wat hier ingesit is, die kreatiwiteit van die mens, dan verloor ek die beeld. As ek na die geskenk kyk deur die bril van die Bybel, dan herinner dit my aan Christus wat die groot geskenk is. As ek dit deur die bril van die wêreld kyk, dan word dit 'n sekulêre gebruik om net geld te maak vandag. En ja, die wêreld het Kersfees gesekulariseer. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Kersfees beteken fisies Christusfees. Om iets te kersten beteken jy maak dit Christelik. Dit is nie 'n dag wat gaan oor 'n vet man in 'n rooi pak met 'n baard nie. Nee, dis die dag van die Here Jesus Christus se geboorte. Ons herdenk daardie gebeure. Daarom kan ons nie na Kersfees deur 'n wêreldse bril kyk nie. Nee, ons moet die bril van die skrif aansit. Ons moet die bril van die kruis gebruik om na die krib in Bethlehem te kyk. Want as ons die skrif as bril gebruik, dan kry Bethlehem 'n ander betekenis. Want dan sien ons dat daar tussen Bethlehem en ons vandag iets baie groot gebeur het.
dan sien ons die kruis op Golgotha. Ons sien die lyding, die sterwe en die opstanding van ons Here Jesus Christus. En dit maak die krib heel anders lyk. As dit nie vir daardie goed was nie, het die krib vir ons geen betekenis gehad nie. En dis die beginsel wat ons hier in Johannes 1 vind. Want Johannes skryf van die woord wat God is en die woord wat hier mens geword het op aarde en onder sy mense geleef het en tog het die mens hom nie geken nie, die mens het hom nie aangeneem nie. Geliefdes, as ons na die krib alleen kyk, wat beteken dit? Dan sien ons wel hoe Josef en Maria in Bethlehem nie plek in die herberg vind nie. Hulle word eintlik uitgestoot, hulle moet in 'n stal gaan bly die aand en daar word die kind gebore, nie in 'n paleis of in 'n huis nie, nee, in 'n stal tussen diere en neergelê in 'n krib. Hy word verwerp deur sy mense. Of ons sien vir Herodes wat die kindertjies laat doodmaak uit vrees uit vir sy eie lewe, wat forceer dat Josef en Maria moet vlug na Nasaret, na Egipte, sodat hy deur sy eie land, sy eie mense uitgestoot word. En tog, geliefdes, vind die verwerping waarvan ons hier lees, eers in sy volheid plaas op die lydensweg. Want daar sien ons hoe Judas Iskariot, een van die 12 disippels, vir Jesus met 'n soen, met 'n kus verraai en hom oorgee aan die Joodse raad. Ons sien die Joodse raad wat sy eie mense was, wat leuns fabriseer om uiteindelik die doodsvonnis voor Pilatus te kry. Ons sien Petrus wat 3 keer sê, ek ken hom nie, voor die haankraai. En uiteindelik hoor ons Jerusalem wat skreeu, kruisig hom, kruisig hom. Die mense wat hom so lank verwag, sy eie mense verwerp hom. Hulle neem hom nie aan nie. So sien ons die diepte daarvan, nie by die krib nie. Ons beleef dit eers as ons deur die kruis na die krib ook kyk. Maar geliefdes, net so beklemtoon Johannes ook vir ons die doel waarmee hy kom. Ons lees in vers 12, hy kom om die mag van kunskap aan ons te gee. Aan die wat in hom glo, in sy naam glo, gaan kinders van God word. Geliefdes, waar vind die kunskap plaas? Ons word kinders nie deur die geboorte van Christus nie. Ons word kinders deur sy sterwe en sy opstanding. As Christus sy laaste asem aan die kruis uitblaas en as hy opstaan uit die graf uit, dan ontvang ons die lewe. Dis eers daar aan die kruis, as hy deur God en mens verlaat is, wat ons die waarborg vind, jy sal nooit verlaat word. Geliefdes, ons besef dat kunskap nie by die geboorte van Christus aan ons gegee is nie. Daarom lees ons ook in vers 13 hoe die kunskap ontvang word. Dit beklemtoon is nie uit die bloed van 'n mens of uit die wil van 'n man of uit die wil van die vlees nie. Dit sê vir ons dat ek nie uit my bloedlyn, uit my herkoms, uit my genetika die reg van kunskap in God ontvang nie. Dit maak nie saak wie my ouers is nie. Dit maak nie saak wie my grootouers is nie. Dit maak nie saak waar ek vandaan kom nie. My bloed gee nie die kunskap vir my nie.
Verder gaan dit ook nie oor wat ek wil nie, want as dit gaan oor wat ek wil, is ek op pad na die verderf toe, want my wil is verdorwe. Nee, die reg tot kindskap ontvang ons alleen aan die kruis. Deur die kruis kan ons in God weergebore word. Nou geliefdes, daardie geboorte, as ons dit deur die bril van die wêreld kyk, dan redeneer ons soos Nikodemus in Johannes 3, wat vir Jesus vra, maar hoe kan ek weer in die moederskoot gelê word? Hoe kan ek weer uit vlees en bloed gebore word? 'n wêreldse perspektief, maar die oomblik wat ek deur die bril van die Bybel kyk, dan sien ek dat hierdie geboorte is 'n geestelike geboorte. Ek word deur die Heilige Gees nuut gemaak en nou kan ek die ou mens afsterf, die nuwe mens opneem. Ek kan nou as kind van God gaan lewe. Nie deur myself nie, maar deur sy genade. Want geliefdes, die woord het mens geword. En hy het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou soos die van die eniggebore seun van God. En hy het gekom vol van genade en waarheid. Uit 'n wêreldse perspektief uit maak dit nie sin nie. Uit 'n Bybelse perspektief uit ontvou dit vir ons in die evangelies. Want ons sien hoe Jesus aan die kruis, as hy sy laaste asem uitblaas, van getuig word deur die hoofman oor 100, werklik, hy was regverdig. Ons sien hoe die tempel afgebreek word en in 3 dae opgebou word. By die kruis beleef ons die volheid van die genade en die waarheid van ons Here Jesus Christus. Daarom, geliefdes, sal dit dwaas wees om die krib in isolasie te beskou. Dit sal dwaas wees om die geboorte van ons Here Jesus Christus alleen te stel, want sonder die kruisiging, sonder die opstanding, beteken die krib niks nie. En ons besef eers die diepte en die belangrikheid van die krib as ons dit deur die kruis aanskou. Liefdes, mag ons daarom ook hierdie feestyd nie na die geboorte kyk deur 'n wêreldse bril nie, maar mag ons dit sien deur die bril van die kruis. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat ons vandag in U huis bymekaar kan wees. Dankie dat U vir ons die bril van die skrif gegee het, die bril van die kruis, dat ons daardeur ook na die krib kan kyk. Here, dankie dat U vir ons U seun gestuur het, nie net om mens te word nie, maar om sy lewe af te lê, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom bid ons, Here, gaan met ons in hierdie feestyd, as ons ook die geboorte van ons Heiland herdenk. Gee dat ons nooit die kruis agter die krib verloor nie. Ons bid dit, Here, en ons bid vir elkeen van ons mense wat hierdie feestyd op die paaie is. U weet waar ons geliefdes is, gaan met hulle, Here, en hou hulle veilig in die Vaderhand, dat ons ook weer, as dit U wil is, volgende Sondag in U huis bymekaar sal kom. Ons bid hierdie dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 158. Gesang 158, daarvan gaan ons die eerste en die tweede vers sing, en ek wil die aandag net vestig op iets rondom Kersliedere. Dit is altyd so lekker om die Kersliedere te sing, maar
Die Kersliedere fokus nie net op die geboorte nie. As 'n mens weer eens kyk na die lied wat ons nou gaan sing, vers 2, praat van die lig wat aan die wêreld kom en die Here Jesus Christus Heer, en hier aan die einde dan sê hy, so lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun, so word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. Kersliedere is nie net gefokus op die geboorte nie, maar ook op die verlossingswerk van die kruis. Geliefdes, kom ons staan en sing ons saam Gesang 158, daar van die eerste 2 verse waarna jy staan en kan bly vir die seun. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Liefdes, in die volgende afkondigings namens die kerkraad, vir voorbereiding dink ons aan ons gemeente en al ons lidmate. Liefdes, en dan wil ons vir PJ en Annemie baie geluk sê met die groot en goeie nuus van die verwagting van die nuwe klein ding, Julie 2026 as ek reg is. Mag die swangerskap en die pad wat julle loop groot vreugde vir julle inhou. En ek seker sy kan nie wag vir haar nuwe boetie of sussie wat kom nie. En dan baie geluk, ons bid vir julle seën toe daarin. Geliefdes, dan dink ons aan ons jong manne, meeste van hulle is terug van Amerika af, weet, Laurens en Jaco het laas week, die week voor dit geland al, 27ste, Jaco is terug, Jandrey vlieg môre, Dinsdag. So Jandrey is nog op pad, ons dink ook aan hom wat nog die pad terugbring. Geliefdes, maar ons is bly die jong manne is terug, dis altyd lekker as hulle ook hier in Suid-Afrika is.
En dan dink ek al ons jong manne is terug as die Andrei geland het. Ons is baie dankbaar daarvoor en sterkte vir oom hulle wat ry om te gaan haal. Liefdes, dan huisbesoeke buite die normaal kan jy my of die kerkraad kontak. Ons sê dankie vir Tannie Ronel vir die speel van die orgel vanoggend. Eredienste vir die volgende tyd, Desember en Januarie. Die 14de, dis volgende Sondag, het ons gewone erediens om 8:00 die oggend. Die 16de Desember, Geloftedag, is daar verskeie feeste in die omgewing waar jy ook kan inskakel. Ek self preek hierdie jaar by Korsika as 'n geloftefeesterrein, as jy daarin wil skakel. En dan die 21ste Desember het ons die Kerserediens. Dit gaan 'n Kersboodskap wees daardie Sondag, want ek is van die 21ste die middag af, eintlik tegnies die 22ste bietjie op verlof, en as ek nie in die dorp nie, so die 25ste gaan ons nie Kersdiens hê nie, en die 28ste gaan ons nie erediens hê nie. In Januarie begin ons dan die 4de Januarie weer met dienste, en die 4de en die 11de Januarie se eredienste sal dan soos normaal aangaan. Geliefdes, dan blomme en teebeurt vir Desember is week 3. Kom drink asseblief 'n lekker koppie koffie en tee saam en kom kuier saam. Ek wil myself verskoon asseblief vir die kuier hierna. Dit is Dominee Martin Jordaan se uittreepreek vanoggend in Swaziland Reneke. Hy emeriteer aan die einde van Desember maand en dis hoekom oom Dani ook vanoggend net hier was, maar hy sal klaar soontoe vir die erediens en ek wil graag ook verdaag dat ek by die diens kan kom om ook die afskeidspreek te gaan bywoon. So verskoon my asseblief, maar gaan kuier, kom drink 'n koppie koffie saam asseblief. Verbondsonderrig geen, geniet die vakansie. Geliefdes, dan die boodskapper vir Desember en Januarie is in die saal beskikbaar. Ek het self nog nie deurgegaan nie, maar dit is 'n feesboodskapper. So dit gaan oor Kersfees, dit gaan oor geloftefees. Daar's klomp goeie artikels. Ek het self nie gekyk nie, maar gaan kyk maar. En dan die jeugboodskapper is ook dieselfde tema, 'n krib in 'n stal en dan van krib tot kruis deur Dominee Miel Trollop aan die einde. U kan gerus vir die eksemplaar in die saal vat en dan die almanakke vir 2026 is ook beskikbaar in die saal. Die name is agterop geskryf. Kyk asseblief op die tafel, vat u almanak ook huis toe, dan weet u van al die datums. As u agter in die almanak kyk op die heel laaste bladsy, is daar ook 'n bladsy met al ons nagmaaldatums, die gemeenskap se besare, belangrike datums wat uitgewys word vir gemeenteaksies ensovoorts. So dis 'n goeie herinnering, maar vat asseblief vir u almanak in die kerk. Geliefdes, dan verjaarsdae. Vandag die 7de Desember is Lani Rousseau en die 8de Desember môre is Tannie Susan Forster. Ons sê vir hulle baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag dit ook 'n baie mooi dag en jaar wees. Mag die Here hulle ryklik seën. Geliefdes, dis die afkondigings. Ek hoop jy het 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week voor.